Familie, vriende, ons gaan staan vir die foto met die seëngroet. En na die foto met die seëngroet gaan ons saam met mekaar sing. Gesang 464, O Heer my God. En hierdie gesang is in u blaadjie ook dan aangedui. Let net asseblief daarop dat ons elke keer die refrein sing na elke vers, maar ons gaan al 4 die verse sing van gesang 464. Kom ons staan vir die foto en die seën. Ons lees in Psalm 27. Die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sal ek vrees? En dit is ook hierdie Here wat u met die woorde groet, genade en vrede vir julle, van God die Vader, van die Here Jesus Christus, en van die Heilige Gees. Amen.
familie, vriende, op versoek van Edouard met ons gesprekke, met die voorbereiding vir die erediens, het ek dan nou ook, eintlik so 2 weke terug se Sondag, het ek uit Psalm 27 uitgepreek, en toe ons met Edouard in 'n gesels, het hy vir my gevra, dominee asseblief hierdie preek, want hy dink tog dat dit iets kan beteken ook vanoggend. So ek het toe so 2 weke terug se Sondag se preek uit Psalm 27 gaan aanpas, dan nou ook vanoggend, en besef eintlik dat Psalm 27 juis wonderlike dinge vir ons inhou op 'n tyd soos hierdie. Want broers en susters, ons is op die oomblik ook in lydenstyd in die kerklike jaar. Eintlik lydenstyd op pad na Paasfees toe. En ek dink juis dat hierdie diep bewustheid van lyding, van swaar kry, eintlik vandag baie diep binne in ons elkeen lê. In Suid-Afrika is ons ook in herfs, en ek dink vanoggend voel ons dit vir die eerste keer dat ons op pad is na winter toe. En wanneer ons in hierdie tyd eintlik begin praat oor lyding, en uiteindelik ook oor die dood, dan is dit vir ons wat vandag hier sit besonder moeilik om hierdie woorde ook te hoor. En ek dink ons wat vandag hier is, vind dit moeilik om ons eie seer en dit wat ons die afgelope tydperk ervaar het in woorde uit te druk. Want broers en susters, ons wil 'n somergeloof lewe lei. Ons wil eintlik 'n somergeloof hê en nie hierdie wintergeloof, hierdie koue eintlik nie. Ons wil hierdie seer en hartseer wat die dood van ons geliefde kind, ons geliefde ma, ons ouma en ons suster, wat so vlak in ons eintlik in ons harte sit, wil ons nie eintlik voel nie. Maar broers en susters, ons weet dat herfs- en winterseisoene hou ook uiteindelik ander beloftes in. Beloftes van rus, beloftes van diepte, beloftes van groei, beloftes van verandering. En ek dink ons het juis in hierdie afgelope tyd, wat hierdie pad saam met aan die Dirk-lyn, saam met Helga-lyn, saam met die familie gestap het, diep bewus geword van verandering, van groei, eintlik van geloofsverdieping. En ek weet die afgelope tyd, veral wat julle saam met Helga gestap het, was ongelooflik swaar. Dit was nie 'n lekker tyd nie. Want die mens het eintlik so week vir week wat ek self was en julle wat elke dag was die laaste ruk, gesien hoe swaar sy gekry het. Gesien hoe moeilik dit vir haar was. En hier waar ons dan nou vanoggend sit, voel ons ook in die besonder stikkend. Voel ons seer. Voel ons vir 'n oomblik eintlik half verdwaas. Want die drome en die ideale wat ons ook saam met haar gehad het, lê eintlik ook aan skerwe. En in hierdie tyd voel dit partykeer vir ons of God nie gebede verhoor het nie. En ek dink in die besonder wat aan die Dirkie vra mens ook, wat gaan ek doen? Hoe gaan ek vorentoe? Wat gaan van my word? Veral Helga wat in haar huis was, vra ons hierdie woorde, wat gaan ek doen? Ons is uitgelewer. En die seer kom sit so vlak, dat dit eintlik bitter seer is. En 'n mens is bang en ontsteld oor dit wat eintlik vir 'n mens voorlê. En voel of 'n mens partykeer ook misluk het. En die vraag is, wat kan jy doen? Wat kan jy doen wanneer hierdie uitdagings groter is as jy?
Wat kan jy doen as die seer kry en die onsekerheid tasbaar in mense se oë sigbaar is? Wat kan jy doen as ons swak voel? Wat kan jy doen as jy op 'n punt voel waar jy kom dat jy eintlik so half hulpeloos voel? Waarheen kan ons wend in tye soos hierdie? En broers en susters, is juis die boodskap wat lydenstyd vir ons bring. Want lydenstyd kom vertel vir ons 'n verhaal oor God se hart. Lydenstyd kom vertel vir ons iets van 'n God wat betrokke is. 'n God wat raak sien. 'n God wat omgee. 'n God wat eintlik ons as sy kinders so lief het, dat hy Jesus vir ons in hierdie pynlike werklikheid van die wêreld ingestuur het. Wat vir ons geleef het. Wat self gelei het en gesterf het. Maar broers en susters, 'n God wat nooit 'n gebedsversoek namens iemand anders weggewys het nie. Inteendeel, 'n God wat ons uitnooi, wat vir ons sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. En ek sal vir julle rus gee. En dan bid Jesus, en hy dank vir God, juis dat hy hom hiernatoe gestuur het om dit vir ons te doen. En wanneer ons lewe stikkend voel, wanneer ons lewe uiteindelik voel, of dit nie koers en rigting het nie, of ons nie vir mekaar koers en rigting kan gee nie, dan kan die Here dit vir ons doen. Ons kan nie altyd mekaar help nie. Ons kan nie altyd vir mekaar die regte woorde of die regte rigting aanwys nie. Maar God kan dit doen. Sy uiteindelike wil is onveranderlik. Maar die uitvoering daarvan nie. Ons kan nie God se bedoeling verander nie, maar ons gebed kan uiteindelik die uitvoering daarvan 'n invloed op hê. En dis hier waar ek vir 'n oomblik by Psalm 27 wil stil staan. Psalm 27 waaruit ons voting ook uiteindelik gekom het. Die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sal ek vrees? As misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teestanders en my vyande, dan is dit juis hulle wat struikel en val. Al sou 'n leer teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie. Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertroue hê. Net een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek najaag. Dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon, om sy goedheid te beleef, en daaroor na te dink in sy tempel. Op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan. Ek sal in sy woonplek onder trompetgeklank my offers bring. Ek sal 'n lied sing. Ek sal sing tot die eer van die Here, terwyl ek neerkyk op die vyande rondom my. Luister tog as ek na U roep, Here. Wees my genadig en verhoor my gebed. Ek onthou wat U gesê het. Julle moet my kom dien. Ek is hier om U te dien, Here. Moet U tog nie vir my verberg nie. Moet my tog nie wegstuur terwyl U toornig is nie. Want U was nog altyd my hulp. Moet my tog nie verstoot en verlaat nie, want U alleen is die God wat my red.
Al sou my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. Leer my U wil, Here, en lei my op 'n gelyke pad, sodat my vyande nie hulle sin kry nie. Moet my tog nie oorgee aan die venyn van my teestanders nie. Want daar staan vals getuies teenoor my en hulle blaas geweld teen my aan. As ek daarom nie geglo het, dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Vertrou op die Here. Wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. Tot sover ons skriflesing. Die psalmdigter en die skrywer van Psalm 27 bevind homself in nood. Broers en susters, ons hoor dat hy net so onseker is oor die toekoms. Hy voel uitgelewer. Hy voel swak. Hy voel broos. En dan gaan hy eintlik na God toe in hierdie gevoel wat binne in hom is en hy bely. Die Here is my lig en my redder. Vir wie sal ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sal ek vrees? Maar broers en susters, vir 'n oomblik moet ons ook hoor dat hy eintlik so 'n bietjie benoudheid binne in hom het as hy die belydenis maak. Want hy vra tog ook vir die Here, luister tog na my. Hoor my as ek roep. Verhoor my gebed. Ek wil U dien, Here. Moet my tog nie verstoot en in my nood verlaat nie. Leer my. Lei my. Wys my. En broers en susters, wat hierdie gedeelte nie vir ons sê nie, is wat binne in die psalmdigter gebeur in die tempel as hy dit tot die Here bid. Wat presies binne in hom gebeur het, weet ons nie. Die gedeelte sê vir ons egter, hy was nog steeds onseker. Hy was nog steeds bang gewees. Hy was nog steeds stikkend. Hy was nog steeds de mekaar. Die omstandighede waarin hy hom self bevind het nie skielik soos mis voor die son verdwyn nie. Dit het nie skielik in 'n oogwink vir hom verander nie. Maar wat hy besef het, is dat God daar is. En hy weet, God hou sy toekoms in sy hande. God sal hom nie verlaat nie. En daarom kon hy in daai oomblik van sy knieë af opstaan, kan hy sy mense, sy omstandighede en die lewe eintlik weer in die oë kyk. En dan kan hy uitroep, vertrou op die Here, wees sterk en hou goeie moed, vertrou op die Here. En broers en susters, vanoggend is ons hier en ek is eintlik die mense wat in ons gebed sê ook, die Here is my lig en my redder, vir wie sal ek bang wees? Dit is 'n belydenis wat ek ook self die afgelope tydperk keer op keer by Helga gehoor het. Keer op keer wat sy gesê het, dat sy nie bang is vir wat voorlê nie. Keer op keer terwyl sy verskriklik seer gehad het, gesê het, maar sy weet, die Here is hier, en hy is by haar. Maar vanoggend sit ons hier, en ons moet ook ons harte vir die Here uitstort. En dit is een ding wat ons ook vir die Here sê, net een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek najaag, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon, om sy goedheid te beleef en daaroor na te dink. Op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis.
my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan. Ek sal in sy woonplek onder trompet geklank my offers bring. Ek sal 'n lied sing. Ek sal sing tot eer van die Here. En ons wat hier vandag saam is, smeek eintlik die Here, Here, leer ons u wil en lei my op 'n gelyke pad, sodat hierdie dinge, hierdie vyande wat my oorweldig, maar nie sal onderkry nie. Dis ons wat bid, dat die Here ons nie sal oorgee aan die vernyn van teestanders nie. Dis ons wat ook bely, as ek daarom nie geglo het, dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Vertrou op die Here. Wees sterk en hou goeie moed. Vertrou op die Here. En broers en susters, wanneer ons eintlik so in gebed voor die Here neerkniel, wanneer ons harte so vir die Here oopmaak, dan wil die Here juis op 'n dag soos hierdie vir ons ook sê, ek het jou raak gesien. Ek het jou lief. Ek gee om dat ek jou nie in die steek sal laat nie. En ek dink juis dat God ook vir Helga raak gesien het. Ek dink juis dat hy haar gebed verhoor het. Dat hy haar vasgehou het. Dat hy uiteindelik vir haar uitkoms gegee het. En vir ons wat agterbly, is dit 'n stikkende en 'n seer en 'n gebroke pad. Dit voel vir ons of ons by 'n kruispad gekom het. Maar wanneer ons by die kruispad staan, dan sê die Here ook vir ons dat hy jou hier wil ontmoet. Dat hy jou wil toevou in sy liefde. Dat hy juis vir jou en jou mense in sulke tye bid. Dat hy wil toevou in sy liefde. En dat hy ook hierdeur wil hê dat ons geloof in hom moet verdiep. En dan kan ons baie maklik vra, maar hoe kan 'n tyd soos hierdie vir ons geloofsgroei bring? En ek dink, broers en susters, ons kan dood eenvoudig maak wat Helga gemaak het. Glo dat God by ons is ten spyte van. Glo dat God ons lig en ons redder is ten spyte van dit wat ons ervaar. Want dan kan ons geestelik groei. Geestelik groei nader aan mekaar, maar ook geestelik groei nader aan God. Wat met mense gebeur, wat keer op keer hierdie herhaling hoor, weet ek nie. 'n Mens kom op 'n punt waar 'n mens nie eintlik kan verklaar wat binne in mense gebeur het nie. Wat presies met Helga gebeur het, elke keer en binne haar gebeur het, elke keer as ek vir haar gelees het, en as ek vir haar gebid het, dit weet ek self nie. Maar ek weet dat sy elke keer rustig geword het. Dat sy elke keer kalm geword het. Dat sy elke keer die belydenis gemaak het, dat ten spyte van dit wat sy gevoel het, weet sy, God is by haar. Broers en susters, wat keer op keer binne in ons eie harte gebeur, as ons hierdie versekering hoor, weet ek nie. Maar wat ek weet, is dat mense wat keer op keer hierdie versekering hoor, dat God by hulle is, van hulle knieë af kan opstaan. Van hulle knieë af kan opstaan met nuwe moed en met nuwe hoop. En hulle kan ook hierdie stikkende wêreld in die oë kyk. Hulle kan hulle mense in die oë kyk. Uiteindelik op 'n manier wat inspireer. En dis mense wat te midde van die omstandighede en die hartseer kan uitroep. Vertrou op die Here. Wees sterk
en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. Vir julle as naaste familie, as vriende van Helga, mag dit vir julle ook so wees in hierdie tyd. En mag ons aardse lewe uiteindelik ook so leef met dieselfde geloof as wat sy geleef het tot op die einde toe. Want dan kan ons ook sê, dit maak nie saak wat met my gebeur, of hoe ek voel, of in watter omstandighede ek is nie. Vertrou op die Here. Wees sterk. Hou goeie moed. En dan, broers en susters, kan ons op 'n oggend, eintlik soos vandag, getuig. Die Here hoor gebede. Die Here verlos. Die Here help. Die Here voorsien wat ons nodig het. En ons het eintlik in hierdie tyd ook beleef, nie op ons tyd nie, op sy tyd. En terwyl ons so wag, kan ons weet, ons is veilig in God se hande. En dan kan ons nie anders as om die belydenis te maak. Die Here is my lig en my redder. Vir wie sal ek bang wees? Die Here is my toevlug. En dan eintlik 'n belydenis bysit. Vir niks sal ek vrees nie. Mag dit vir u troos bring, en mag ons lewe ook so leef, met hierdie vaste en sekere wete, dat ons ook eendag sal wees waar Helga is, saam en deel van die ewige lewe. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons bid saam. Almagtige God, ons hemelse Vader, Here, vandag, waar ons woorde min is, weet ons kan in 'n oomblik net hier in u teenwoordigheid stil word. En Here, u hou ons vas. U is hier teenwoordig. En Here, wanneer ons harte vandag seer is, en wanneer die trane rol, dan is dit omdat ons stikkend en seer binne in ons harte geword het. Dan is dit omdat ons vir Helga gaan mis. Vir die dogter, die ma, die ouma, die sussie en die vriendin wat sy vir ons elkeen was. Here, en wanneer dit so stikkend en seer in ons word, dan kan dit nie anders as om trane te vloei nie. En ek bid dat u so naby hulle sal kom, dat hulle u liefde sal voel. Dat hulle u troos sal voel. Maar Here, vandag kan ons nie anders as om ook dankie te sê nie. Dankie dat u ook Helga se gebede verhoor het. Dankie Here dat u ook op 'n besondere manier gesond gemaak het. Nie noodwendig soos wat ons dink oor gesond maak nie, maar Here, u het haar ook verlos van die pyn wat sy gehad het. En sy is waar sy so graag wou gewees het. Waar sy geglo het. En Here, vir ons wat agterbly, met ons leer om hierdie pad met dieselfde geloof verder te stap. Maar dankie dat ons dit met moed kan doen. Dankie dat ons dit met hoop kan doen. Dankie dat ons dit in liefde kan doen. Met die wete, Here, dat niks wat op ons pad kom, ons van u liefde en u genade skei nie. Dankie dat ons mense het wat lief is vir ons, wat ons bystaan, wat ons ondersteun, wat vir ons fisiese drukkie kan gee, wat ons dra in tye soos hierdie. Here, ek bid dat ons daar sal wees vir mekaar, dat ons mekaar sal moed in praat,
op hierdie pad wat nie altyd maklik is nie. Maar Here, dankie dat ons kan weet dat ons oë gerig kan hou op U. En uiteindelik wanneer ons pad ook hier op aarde tot 'n einde kan kom, dieselfde kan sê. Ons het die wenstreep bereik. Ons het voluit dit gestap. En nou wag die oorwinnaarskroon, die lewe saam en by U vir ons. Maar ons bid, Here, dat vir U vir ons die dapperheid, die moed en die genade sal gee, om juis ook hier op aarde die pad te sal stap, sodat ons kan weet, dat ons ook sal wees, waar Helga is. Here, dankie vir die geloof, en die voorbeeld wat ons het, waarin ons ook kan leef. Amen. Ons gaan afsluit vanoggend met die oorwinningslied. Die oorwinningslied, ons sing al 3 die verse, waarna U weer U sitplekke kan inneem. Kom maar sit. Broers en susters, die verrigtinge gaan verder soos volg plaasvind. Wanneer ek hier klaar is, gaan ons vir Awie namens die familie geleentheid gee om die bedankings te kom doen. Na die bedankings gaan ons na 'n skyfie vertoning kyk ter herinnering van Helga se lewe ook. Wanneer ons die skyfie klaar gekyk het, gaan ek vir ons die afskeidsformulier voorhou. Ons gaan saam met mekaar belydenis van geloof doen hier in die kerk. En na die belydenis van geloof gaan ek afbeweeg ondertoe. Ek gaan saam met die naaste familie ook uitbeweeg. Dan gaan ons die kinders net vir 'n oomblik daar agter sit,
waar u dan 'n geleentheid gaan kry vir 'n laaste eerbetoon wat dan hier in die kerk met die roosklare gaan plaasvind. Broers en susters, wanneer ons dan nou na buite beweeg, gaan ons ombeweeg na die muur van 'n herinnering toe ook hier agter, waar ons ook die kussie gaan plaas in die muur. Daar gaan ek vir ons ook 'n gebed doen, maar die laaste eerbetoon, omdat dit hier gebeur, is omdat daar nie plek is, noodwendig vir al die roosklare in die muur nie. So ons doen die laaste eerbetoon nie, maar u is elkeen welkom om saam om te beweeg vir die plasing van die kussie in die gedenkmuur. Wanneer ons daar klaar is, broers en susters, is u baie welkom om verversings te kom geniet. Daar's 2 maniere hoe u van die muur van herinnering by die verversings kan uitkom. U kan bloot terugkom in die kerk in, hier aan die linkerkant of aan die regterkant se konsistorie deur beweeg. In die konsistorie sal u nog 'n deur kry en dan sal u by die vertrek kom waar verversings is. Die ander opsie van die gedenkmuur is om die gebou te loop, by die waterverkope se deur in te gaan en net deur te beweeg, waar u sal sien dat die verversings vir u dan ook voorberei is. Ek gaan dan nou vir Awie vra om namens die familie bedankings te kom doen. Awie, hierdie mikrofoon hieronder sal aanwees. Kies ek die bril af, maar dis teken van oud word. Wel julle, ons is almal hier by mekaar, sy het dit reg gekry vandag. Om ons almal hier te kry, wat altyd net by begrafnis en troues by mekaar kom. Sy het dit weer reg gekry. Ons wil net vir Cosmos Hospitaal se span, dokters, almal net daarvoor, almal dankie sê, het altyd bly hoop geplaas het en probeer het. En haar ontferm het oor Helga. En dan net vir ons vasgehou het en probeer het tot die einde toe. Sê net vir hulle dankie. Dan wil ek net vir Funeral Homes, wat vir ons as gesin en vir Helga met soveel moeite en soveel respek hanteer het. En ons gehelp het met al die reëlings, al die dinge. Dankie vir jou ook, Derek, en jou span. Ons waardeer. En dan vir die kerk, met die kerk en die gebou, vir die susters wat reggemaak het vir die eetgoedjies, die mense wat die grafsteentjie, die steentjie van die muur gegrafeer het, en die voorbereiding daar, die susters hier agter wat vir ons die verversings regmaak, om dit te kan geniet en dit vir ons moontlik maak. Dankie vir julle ook, ons weet dit kos baie tyd en werk daarvoor. En dan vir almal wat in die hospitaal gaan kuier het vir Helga, wat moeite gedoen het. Ek weet, dit is nie maklik nie, maar ja, dankie vir julle ook, ons waardeer dit. En die wat vir ouma Dirkie, ma, hospitaal toegevat het, sodat ma kon elke dag daar wees. Ma was elke dag langs haar gewees. Dankie vir julle wat vir ma kon vat, en vir ouma kon deurvat, dat sy daar kon wees. Ons waardeer dit. En dan, vir die mense wat van ver af gekom het, dankie vir julle ook. Dit is nie maklik nie. Dankie dat julle kon reëlings tref en hier te wees vir Helga en vir ons. Ons waardeer dit opreg. En as julle terugry, ry asseblief veilig terug. Die paai is maar sleg met die potholes in. En dan is ons ook dankbaar vir die skenkings wat elkeen gegee het. Ons waardeer dit opreg. Dankie daarvoor. En dan besonders vir elkeen van Helga se broers, skoonsusters. Ons bedank vir Dani, François, Awie, Karen, Chantel, Desiree. Wie het ek uitgelos? Kan onthou. Dankie vir julle. Dit is ook nie maklik gewees vir ons almal nie. Ons het ook maar werk wat ons moes doen en ons het maar tyd afgeknyp en dan gaan ons maar. Dan jaag sy ons op 'n knop en dan sê sy vir ons, ek gaan julle nou kom groet, wil huis toe gaan. Dankie vir ons almal. Dis iets wat geld nie kan koop vir julle nie. Dankie. En laastens wil ons net dankie vir my Helga.
dat almal so saamgebring het vandag. Dankie vir al die mooi en die lekker. Dankie ma. Ma was wat ma was. Dankie vir die skoonma wat ma was. Dankie vir die ouma wat ma was. Dankie ma. 'n Hele paar keer het maar die kinders gewen met Uno, maar kon regkry. Dankie daarvoor. Ons besef het dat elke oomblik wat maar die kans gekry het om hulle te bederf, hulle sal maar onthou en daarvoor kan ons net ophou. Dankie sê nie. En dankie vir die sussie wat sy was vir ons. Dankie vir die tydperk wat sy vir ma gekyk het. 'n Deel was van ma se lewe. Sy het ma opgepas, sy het seker gemaak dat ma eet. Sy is 'n sussie 1000, sy's 'n legend. Sy het gewys hoe veg mens teen kanker, tot die einde toe. En as jy haar gevra het, hoe gaan dit sis? Gaan alright boet, ek gaan deur dit. Sy was tops, al het sy baie keer ons kwaad gemaak, was sy maar nog steeds nie die een. Daar is nie nog een. Dankie vir julle almal, ons waardeer dit. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hooray! 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 Ons geniet allemaal, lieve allemaal. Ons web allemaal wordt beter.
Daar is 'n paar liefdesbriewe wat u op u eie tyd gaan lees. Ek gaan nie een uitsonder nie, ek het hulle almal gelees. Daar's 'n paar wat ek weet mense nie kans gegee het om te skryf nie. So jy kan nie op u eie tyd rustig hierdie liefdesbriewe ook in u blaadjie gaan lees. Ek gaan vir u wel vra, kom ons staan vir die afskeidsformulier. Ons glo dat God die bron van lewe is, ook van die ware en ewige lewe. Deur die dood van Helga Nordee ervaar ons die groot verlies waar elkeen diep bedroef is. Tog gee die Here self aan ons sy troos en bemoediging, sodat ons nie hoef te treur soos mense wat nie hoop het nie. God beloof dat ons smart verlig sal word en dat hy ons met sy liefde en krag sal bystaan, ook op die pad wat vir ons voorlê. Al is ons verlies groot, hou ons vas aan die genade van God, wat steeds groter is. Dit is met hierdie geloof, wat ons afskeid neem van ons geliefde Helga Nordee. Maar dit is ook in hierdie geloof, wat ons weer kan bely in 'n God wat vir ons lief is, 'n God wat ons vashou. En as u dit so voel in die hart, kan u saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog leef en die wat reeds gesterf het. Ons glo in die Heilige Gees, ons glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, terwyl ons so staan, of jy kan, as jy wil, vir 'n wyle die sitplek inneem, ek gaan afbeweeg, ek gaan die kussie neem, saam met julle as naaste familie gaan ons uitbeweeg, om daar agter sit, laaste eerbetoon doen met die roosblare. Wanneer u laaste eerbetoon het agter, is u baie welkom om te beweeg vir die nissieplasing, en daar sal ek dan ook vir ons die seën uitspreek.